Ons het 'n baie lekker vinnige lesie vandag. Ons gaan kyk hoe ons vir x kan oplos as ons nou veranderlik is aan albei kante van die vergelyking het. Nou in die vorige les en huiswerk het ons net vir x aan een kant van die vergelyking gesien. Ons is deeglik bewus daarvan dat daar 'n linkerkant en 'n regterkant van ons vergelyking is. Linkerkant, regterkant. En nou bevind x homself, haarself, dit self aan albei kante. Wat ek hierdeur bedoel is, ons het 5x aan die linkerkant en ons het 4x aan die regterkant. Onthou, ons werk met 'n seesaw, wat noem jy die ding? Wipplank. Right? Alles moet in balans wees. So alles aan die linkerkant is gelyk aan dit aan die regterkant, maar ons wil weet watter waarde van x bevredig hierdie vergelyking, sodat dit in 'n balans kan wees. Nou ja, julle sal onthou van die huiswerk wat ons hier gedoen het, toe ek met pyltjies begin werk, toe wys ek vir julle die kort pad om vergelykings op te los. Vaak gesê, die oomblik as jy vir x alleen wil hê, dit wat die plek deel met x, spring oor die bruggie en die teken verander. Dit is al hierdie pink en oranje pyltjies en sirkeltjies. Ons gaan nou dieselfde hier doen, maar ons moet dit vir x ook doen. So my raad aan jou, my raad aan jou sal wees, begin met die konstante waardes. Raak eers ontslaaf van hierdie -2. Nou -2 gaan ons laat spring na die regterkant toe. Dan raak dit 'n +2. So hier staan nou 6 plus 2. Okay. Maar ek wil eintlik hê ons moet dit op dieselfde tyd doen. As die 2 mag spring van links na regs, die -2, kan ons nie maar dieselfde doen met die 4x en dit van regs na links toe laat spring nie. So hier het ek 'n bestaande 5x, dit bly aan die linkerkant. Ek gaan nou vir 4x neem en sê 4x moet dan na links toe gaan. Dan raak dit minus 4x. So ons het oranje van links na regs, dat al jou gelyksoortige terme, jou konstantes, saam aan die regterkant van jou vergelyking is. En dan het ons die 4x wat dan regs was, links toe gevat, sodat al jou gelyksoortige terme, al jou x'e, aan die linkerkant is. Is julle by? Is julle seker? Is julle wakker? Okay. Right, kom ons vereenvoudig. Hoeveel x'e het ek oor aan die linkerkant? What? 5x minus 4x. 1x. Jo. En wat is 6 plus 2? Dankie. Julle het sopas 'n vergelyking opgelos waar daar veranderlik is aan albei kante van die vergelyking was. Ek gaan gewag net om seker te maak almal het alles neergeskryf. Okay. Ek gaan aan, hè? Almal neergeskryf. Okay. Onthou nou, dit wat ons wil bereik is die volgende. Ons wil al die x'e aan dieselfde kant hê en al die konstantes aan die ander kant. Nou, ek het dalk versuim om dit met die eerste voorbeeld te noem, want volgens my was dit nie nodig nie, maar ek gaan dit wel noem met die tweede voorbeeld. Okay. As jy kyk na jou linkerkant en jou regterkant, aan watter kant van die vergelyking het ons meer x'e? Die meeste x'e, die groter hoeveelheid x'e, die regterkant. So, ons het 5x aan die regterkant. Dit is meer as 3x. Ek sou voorstel, en dis net 'n voorstel, jy kan dit op 'n ander manier ook doen, my voorstel sou wees,
neem vir 3x wat 'n denkbeeldige plus aan die voorkant het, dis mos positief, en gaan minus dit aan die regterkant. Jy die grootste hoeveelheid x'e aan die regterkant, jy minus die 3x dan nou aan die regterkant. Okay, sodat jy 'n positiewe aantal x'e oor het aan die regterkant. Jy hoef dit nie so te doen nie. Right? Maar terwyl ons besig is, kom ons vat dan nou die 2. Ons sê maar hy kan mos nie meer aan die regterkant wees nie. Die x'e is aan die regterkant. So kom ons vat die 2 na die linkerkant toe, dan raak dit minus. Jy het jou bestaande minus 7, wat reeds aan die linkerkant is, en dan minus ons die 2, die oranje 2. Hoekom doen ek dit so? Dit is my lekker. Jy 2x is minus 9. Waaraan is x gelyk? Dan deel ons albei kante met 2, nie waar nie? Mooi. Jy kan jou antwoord net so los. Of as jy regtig wil, kan jy vir x aan die linkerkant skryf en sê, ek lees eintlik van links na regs, nie van regs na links nie, en daarom is x gelyk aan minus 9 op 2. Ek gee nie om as jy dit as 'n desimaal gaan skryf nie. Ek het 'n voorkeur, ek verkies breuke, maar ek sal dit regmerk as jy dit as 'n desimaal skryf. So enige vrae op hierdie stadium? Is dit lekker? Sien, is net een ekstra stapie. Dis maar net die x'e wat ook aan dieselfde kant moet wees. Okay. Die ander goed, die konstant is. Ons wil al die gelyksoortige terme aan dieselfde kant van die vergelyking hê. Gelyksoortige terme is terme met dieselfde veranderlikes, wat verhef is tot dieselfde mag. En die konstantes is jou waardes wat nie enige veranderlikes het nie. Dit is net 'n numeriese waarde, 'n getal. Want ons nog een stukkie werk vir vandag, dis 2 somme. En hierdie noem ons die distributiewe eienskap. Julle het dit nou al verskeie kere gedoen. Dis waar jy in die hakkie inmaal. Ek gaan dit rustig en stadig met julle deurwerk. Okay? 2 voorbeelde, kom ons kyk. Ons is op bladsy 124 van julle handboek. Die opdrag is weer los op vir x. En daai net so 'n bietjie opskuif. Okay? Maar ons het 'n bietjie van 'n probleem, daai hakkies. Ja. What are we gonna do? Ek net vir 'n lekker blou of iets kies hierso. En dan ons kies 'n ander kleur hier ook. Hierdie pink. Okay. Ons moet die hakkies uitmaal. Dit kan nie so lyk nie. Ons hou vir 5 waar dit is. Nou maal ek vir positief 2 met positief x. Wat is 2 maal x? 2x. Daar is 'n plus voor die 2. 2x. Maar ek moet ook vir 2 maal met 1. Dis 2. So hier moet jy sien, jy het eers die 2 gemaal met die eerste term in die hakkie, en toe vir 2 gemaal met die tweede term in die hakkie. Ons doen dit ook aan die regterkant. Ons maal vir 5 met x. En ons maal vir 5 met minus 1. Nou wat is 5 maal minus 1? Minus 5. Okay. Julle doen goed, nê? Nee? Alright. Nou dat ons ontslaag geraak het van die hakkies, kom ons vereenvoudig eers elke kant van die vergelyking, as jy wil. Ek sien aan die linkerkant dat 5 en 2 is gelyksoortig.
dis nou die 5, kom ons highlight dit eerder. 5 en 2 kan ons by mekaar tel, dit gee vir my 7. Ek het net bietjie vereenvoudig aan die linkerkant. Nou moet ons dink, wat het ons vir die vorige som gedoen? Ons het al die x aan die een kant. Alright, Liam, nou gaan ons die x aan die verkies ons die x aan die regterkant of verkies ons die x aan die linkerkant? Ag, dit maak nie regtig saakie, maar ek het gesê dat indien jy sien tussen hierdie twee x'e dat hierdie een is groter, wat van ons besluit dat x dan aan die regterkant bly? Ons hou vir x aan die regterkant en ons gaan minus dan die 2x van die 5x, want dan het jy 'n positiewe koëffisiënt van x. Dis nie noodsaaklik nie, dis absoluut voorkeur. OK, so ek gaan dit doen. En 2x gaan na regs. OK. Maar as die x'e aan die regterkant is, dan beteken dit al die konstantes hou ons aan die linkerkant. Daar is 'n bestaande 7. 7 is reeds aan die linkerkant. Maar 7 se maatjie is op pad. Minus 5. Korrek. Minus 5 moet nou nogal travel, maar hy moet nou na links gaan. Dan raak dit plus 5. En dis die kortpad manier van vergelykings oplos. So aan die regterkant het ons 3x en aan die linkerkant het ons 12. Nou deel ons albei kante met 3. En dan is x gelyk aan 4. As jy besluit nee, jy wil lees van links na regs, dan skryf jy vir my x is gelyk aan 4. Dis dieselfde ding. OK. Een voorbeeld oor. Ons kan klein bietjie vinniger werk. Het almal die eerste een klaar neergeskryf? Een voorbeeld oor. OK. Goed. Die distributiewe eienskap. Ons moet die hakies gaan uitmaal. Ons hou nie van die hakies nie. Daar is 'n denkbeeldige wat. OK. Ons gaan nou hierdie minus 1 maal met x. Wat is minus 1 maal x? Minus x. OK. Ons doen presies dieselfde. Minus 1. Minus 1. Haha. Hulle is 3, julle is almal wakker. Dit sal nice wees as ons eers kan vereenvoudig aan die linkerkant van die vergelyking. Ons het dit net nou gedoen in geel. Toe tel ons 'n 5 en 2 bymekaar om dit net netjieser te maak. Hier gaan ons nou sê 2x minus x. Dit is ons gelyksoortige terme. Ons kan hulle bymekaar tel. Wat is 2x minus x? X, daar bly net 1 oor. En nou gaan ons weerskante toe gaan. Watter kant van die vergelyking het die grootste aantal of mees positiewe aantal x'e? Mees positiewe linkerkant. Ons het 'n positiewe 1x aan die linkerkant en 'n negatiewe 3x aan die regterkant. Nou gaan julle sê, juffrou 3 is groter as 1. I know, maar nie minus 3 nie. Minus 3 is kleiner as 1, so ons hou vir x aan die linkerkant. Hou die grootste, positiefste x aan die kant van die vergelyking waar hy is. Dis die linkerkant. En vir daai rede, minus ons vir... Nee, ons plus dan 3x. Plus. Oeps. Ons het x
plus 3x. Kan jy sien, dan bly dit positief. Ok, ons het 'n bestaande 5 aan die regterkant, dan gaan minus ons die 3. Julle stem saam? Weet jy wat se 3 ek nou van praat? Alright. Hoeveel x het ek nou aan die linkerkant van my vergelyking? 4x. En aan die regterkant het ek 2. Ek gaan nou deel deur wat? 4. Nou as jy deel deur 4, gaan jy kry 2 op 4. Gaan jy dit so los? Nee, dit is 'n half. Jy is baie welkom om dit as 'n desimaal te skryf. Ek het nie 'n probleem nie. Ek hou maar net van 'n breek. Dit is dit. Ek gaan nou julle huiswerk vir julle gee.